Die boodskap, Levitikus hoofstuk 9. Aaron en sy seuns begin met hulle werk. Op die 8ste dag het Moses vir Aaron, sy seuns en ook die leiers van Israel na hom toe laat kom. Hy het vir Aaron gesê: "Vat 'n gesonde billetjie en 'n welgeskape ram en bring een vir die Here as 'n offer vir die sonde en die ander as 'n offer wat in die vuur verbrand word. Sê ook vir die Israeliete hulle moet vir hulle self 'n gesonde bokram bring om vir hulle sonde te offer, sowel as 'n gesonde jaar oud billetjie en 'n skaaplam om op die altaar te verbrand. Daarby moet hulle ook 'n uitgegroeide bul en 'n ram as offer bring vir die Here om voor die Here te eet, sowel as 'n offer van gemalde graan wat met olie gemeng is. Die Here wil julle vandag ontmoet." Die Israeliete het toe al die goed wat Moses opgenoem het na die tent van ontmoeting gevat. Almal het daar by mekaar gekom en voor die Here gaan staan om hom te ontmoet. Toe sê Moses vir hulle: "Dit is presies wat die Here wou hê julle moes doen, sodat julle kan ervaar hoe geweldig groot hy is." Moses sê toe vir Aaron: "Kom jy nou na die altaar toe en bring die dier wat jy vir jou sonde offer en die dier wat jy op die altaar in die vuur verbrand, sodat jou skuld by die Here kan betaal en met hom vrede kan kry. Bring ook die volk se offer sodat hulle skuld ook betaal kan word, soos die Here gesê het ons moet maak." Aaron het toe na die altaar gegaan en die kalf vir sy sonde geslag. Sy seuns het die bloed vir hom gebring. Hy het sy vinger daarin gesteek en daarvan aan die punte van die altaar gesmeer. Die bloed wat oor was, het hy onder teen die altaar uitgegooi. Hy het die vet en die niere en die lewerpunt van die dier op die altaar verbrand, soos die Here gesê het Moses moet maak. Die dier se vleis en die vel het hy egter buite die kamp laat verbrand. Hy het ook toe die offer gebring wat op die altaar verbrand word. Sy seuns het die bloed vir hom aangegee en hy het daarvan teen die kante van die altaar gespat. Hulle het die verskillende dele van die dier wat geslag is vir hom aangegee om op die altaar te laat brand en ook die dier se kop. Hy het dit alles op die altaar verbrand. Hy het die binnegoed en die pote afgewas en het saam met die res van die offer op die altaar verbrand. Hierna het Aaron ook die volk se offer gebring. Hy het die bok gevat wat vir die sonde van die volk geoffer moes word, dit geslag, net so geoffer soos sy eie offer. Hy het ook hulle offer wat op die altaar verbrand moes word gebring en daarmee volgens die voorskrif gemaak. Hy het ook bo en behalwe die oggendse offer wat verbrand word, 'n offer uit die graan gebring. Hy het 'n handvol daarvan geneem en dit op die altaar verbrand. Hy het ook die bul en die ram vir die volk se offer waarvan hulle ook kan eet, geslag. Sy seuns het die bloed in 'n houer vir hom aangegee en hy het daarvan reg rondom teen die altaar gespat. Hy het al die stukke vet van die bul en die ram, dit is nou die vetster, die vetlaag oor die niere en die gedeelte oor die lewer by die borsstukke gesit. Hy het toe al die stukke vet op die altaar verbrand. Die borsstukke en die regterblad het Aaron egter as 'n offer wat heen en weer voor die Here beweeg word, aan die Here opgedra, presies soos Moses voorgeskryf het. Nadat Aaron die offer vir die sondes, die offer wat verbrand word en die offer wat vir goedsgesindheid van die volk wys, gebring het, het hy sy hande na die volk uitgesteek en die Here gevra om vir hulle goed te wees. Moses en Aaron het toe saam in die tent waar God gedien word ingegaan. Toe hulle uit die tent kom, het hulle vir die volk die Here se liefde toegewens. Die hele volk het toe bewus geword dat die Here ook daar teenwoordig is. Daar het 'n vuur van die Here afgekom en die offer op die altaar aan die brand laat slaan en die vet op die altaar laat wegbrand. Die hele volk het gesien wat gebeur het en hulle het geskree en op hulle knieë neergeval om die Here te aanbid.